kry eerste beurt met François Jacobs, ons gas vandag. Baie welkom, en ek het net nie vir jou gegroet nie, hoe ongeskik van my. Janine, jy's besig. Daar's mense wat dinge moet weet. Hoorie, ek luister nou na Corlie, ek hoor sy noem jou Franna, waar kom dit vandaan? Franna is maar 'n afkorting wat mense in die industrie vir my begin noem het. Ewe skielik, was op 'n tyd Franna met 'n brana gewees. Ons gaan nie daaroor uitwy nie. Maar ja, ek dink François het nou maar net so lank lomperige naam geraak, so Franna die energieke. Net soos wat jy is. Ja. Jy kom van Nelspruit af en vandag het ons nou 'n Laagveld fokus. So doen nou jou werk en verkoop 'n bietjie die plek aan ons. Wat moet ek Nelspruit 'n bietjie aan jou Ja, jy verkoop? moet Nelspruit 'n bietjie aan ons verkoop. Kyk wel, die Nelspartans kom oor die algemeen in een kaliber en is dubbelloop maksimaal ten alle tye. Jy weet, ons is daar vir 'n goeie tyd. Ja. Ons is daar om hard te werk. Ja. En ja, ek dink Nelspruit se mooie natuur praat vir homself. So ek meen, as jy nou 'n regte plekjie het waar jy wil gaan ontspan, rus en 'n goeie tyd hê, is Nelspruit beslis die plek om te wees. Die toerismebureau behoort vir jou kommissie te gee, wel gedaan. Maar jy kom ook uit 'n huis uit met kunsbande, maar ek het die storie gehoor dat jy jou pa bietjie moes oortuig om drama te gaan studeer. Sjoe, ja, dit was nogal 'n tawwe enetjie om my pa te oortuig. Hy wou aanvanklik gehad het ek moes die familiebesigheid oorvat. My ma was op daai tyd in die kunste, sy het gesing en so ook het sy betrokke geraak by In die Bos. En toe begin ek al hoe meer teater sien, revue doen en ja, ek dink op 'n spesifieke toneelstuk, die 12 uur wals met Marius Weyers en Annemark van der Merwe. Sjoe, groot name. Het ek so vasgenaal gesit op my stoel en ek kon nie ophou vir hulle kyk nie en net daar en dan het ek besef dis wat ek eendag wil doen. En toe kom my pa. Toe sê hy nee maar, hoe gaan jy brood en botter op die tafel sit? En ek sê wel, as hierdie mense dit kan doen, hoekom kan ek dit nie doen nie? En hy het 'n paar take vir my uitgesit om te bereik en doele. En sodoende het ek by al die universiteite gaan aansoek doen, geaanvaar geraak. En daardeur moes ek nog 'n laaste ding aan hom bewys, is om 'n jaar af te vat en weet wat 'n rand reg beteken om voor te werk en in 'n film, 'n advertensie, 'n radiodrama, en ietsie speel om hom te oortuig. En al daai challenges wat hy vir my uitgesit het, het ek toe aangepak, kop eerste. En hier is jy vandag op ontbytsake. Ja. En as jy nou vir jouself 'n volgende uitdaging moet gee, wat sou dit wees? Want jy het jou pa se boksies getik. Wat is in jou boksie nog om te tik? Sjoe, dis moeilik in hierdie industrie. Ek meen, daar's so baie verskeidenheid goeters wat jy in hierdie industrie kan doen. Het sy directing, het sy skryf, het sy speel, het sy kamerawerk. En ek voel ek het nou al meerderheid van daai goeters gedoen. Ek het al cables gebash op 'n baba show wat ek geen idee gehad het wat ek doen nie, maar daar is ek besig met die kabels, toe na kameras toe beweeg, toe voor die kamera in beweeg en toe in 'n directing plek in. Ek is nie so baie goed met skryf nie, ek gaan eerlik wees. Maar ja, 'n volgende ding is ek is 'n baie avontuurlustige ou. Ek gaan vir jou 'n boksie gee. As jy Dawie en Leon kan oorleef net nou vir die res van die program, dan is daai 2 boksies wat jy sommer op een slag kan doen. Net so. Net so. Ons gas vanoggend François Jacobs, en voordat ons nou in die bos gaan gesels, ek sien jy dink so diep soos jy na Corlie luister. Neem jy die bestanddele neer of hou jy van kook? Ek love kook, ja. Ek sal nie sê ek is noodwendig fantasties in dit nie. Ek is maar meer van 'n braaiman, 'n oop vuur koker, maar ek hou daarvan om so nou en dan agter die potte en panne te staan en ietsie aan mekaar te slaan. Ek is so 'n bietjie van 'n moerby ou. So, Wat beteken dit alles moer jy by? Ja, moer jy net met so 'n bietjie by. En dan proe jy totdat dit lekker is. Jy het ook gesê jy's 'n ou vir uitdagings. Ek kan jou beloof, daai gaan nou een uitdaging wees wat jy maklik gaan slaag, want ons gaan twommeldik en baie versadig en gelukkig hier weg op 'n Saterdagoggend. François, in die Bosfees. Ek moet nou hierdie naam mooi kry. Pampelmoes-pampoer. Kyk, jy moet hier fyn trap as jy hierdie naam sê. Pampelmoes-mampoer. Pampelmoes-mampoer. Waaroor gaan hierdie verhoogstuk?
Dis 'n plekspesifieke teater noem jy dit. Ja, dit is 'n plekspesifieke teaterstuk. So dit is nie in 'n teater nie. Die gehoor beweeg saam met die karakters deur hierdie hele verhaal. Dit gaan oor 3 gesinne wat se diep donkerste geheime uiteindelik uitkom by 'n verlovingspartytjie. Dit speel af in die natuur ook. So ja, en dan breek alle hel los. Dis chaos. Maar as ek nou dit reg verstaan het, so daar is half 3 gesinne en 3 verskillende plekke. So as jy as feesganger kom kyk, afhangende van watter gesin jy raakloop, gaan jy op 'n ander plek begin. Ja, so basies gaan die gehoor en hulle kies wie se verhaal hulle wil hoor. En dan kom al 3 hierdie gesinne bymekaar en dan deur daai samekoms vind hulle uit wat het eintlik by die ander tonele ook gebeur. So dis fantasties. Die mense kan die toneelstuk 3 keer kom kyk, dan kan hulle die ander gesinne se stories ook hoor. En ek dink is 'n fantastiese konsep dat die gehoor saam met die karakters kan beweeg deur hierdie verhaal. Dit is nogal 'n avontuur, dit is baie innoverend. Jou betrokkenheid by teater, as jy nou moet kies, is altyd 'n vreeslik onregverdige vraag om vir mense te vra, maar ek kan sien in jou oë, jy dit helder op as jy oor teater praat, want jy was nou al agter die skerms, jy weet, op TV, film, maar teater lyk vir my roer 'n ander ding in jou in. Dit is waarop my fondasie gebou is, teater. Dit is waar ek vandaan kom, dit is wat ek geleer het en ek het 'n absolute groot passie vir teater. Kyk, film is great, maar daar's niks wat daai instant gratification van 'n gehoor wen in daai oomblik wanneer jy daar sit nie. Ek meen jy skiet 'n film en 6 maande later hoor jy mense het van die film gehou. Ja. Hulle sê kat, niemand klap hande nie. Jy gaan, "Jesus, was dit goed? Was ek okay geweest?" Waar teater fantasties is en as jy nou maar 'n foutjie daar maak dan word jy Moet jy ook maar oor die leer vingers van getik. Ja. Maar hoorie, kom ek doen dan nou dit vir jou. Baie dankie vir jou onderhoud en dat ek die eerste persoon kon wees wat met jou kon gesels. En dat jy nou weet, dit was redelik goed gedoen. Ag, dankie, Sjoe. Nou, is 'n moeilikheid. Frana. Ja, nee, nou gaan die dinge gebeur. Nou kan die skote klap. Nou gaan die skote klap. Frana, is my baie lekker met te hê. Ek wil 'n bietjie flieks gesels, man. Nou nie, jy weet, jou flieks. Maar kyk, die man het ook al in sy CV is elle lange bladsye van flieks. Sommige begin by Vir die Voëls wat internasionale toekennings gekry het. Hoe was dit om daaraan te werk? Vertel ons net so kortliks in 'n kleurvolle cast. Wat daar gaan die Afrikaanse woordjie. Die mense, wat die akteurs in die fliek. Ja, die ensemble. Die ensemble. Dit was 'n fantastiese film. Ek moet sê ek het terug in geskiedenis gegaan. Hierdie film het afgespeel in presies die tyd wat my pa grens toe was. Wow. Die detail wat hulle op die film stel gehad het, selfs die ligplugs het hulle die nuwe goed afgehaal. So jy het letterlik in daai wêreld van die 80's ingestap. En yes, ek was weggeblaas en dan gooi jy jouself ten volle in daai karakter en ek het tot my pa se step-outs van die weermag. Ek moes so 'n paar kilos drop om in hom te pas. En daai manne was my so om in hom te pas en die nostalgie wat rondom dit gegaan het was net fenomenaal. Ja, en jy praat nou so van grens, daar was ook 'n grenstipe verhaal in die vorm van amper sê ek mossie Canary. Dit was ook sekerlik 'n baie interessante een. Ook lekker, ja, lyk my ek bevind myself die hele tyd in Browns. Ja, lyk my. Ja, maar jy pas in dit, man. Ja, nee, kyk, dit is maar oorlog al buite in ons industrie, Ja. Maar ja, nee, Canary was net so 'n great film gewees. Christian Olwagen direk, saam met Skalk weer gewerk. Die ensemble weer eens fantastiese film. Onlangs 'n fliek en hier is nou wat die tannies nou regop sit. Kakie Fever. Vertel ons 'n bietjie van dit, want ek het 'n gesprek op 'n potgooi van jou gekyk waar jy bietjie daar gesels en ek hou van wat jy daar sê, hoe kuns of 'n kunsvorm veronderstel is om mense so bietjie uit hulle gemaak so uithaal. So bietjie uit te daag. Al is dit nou met ietsie, kom ons noem dit nou maar stout, soos Kakie Fever. Ja, so toe verruil ons nou maar die Browns en vir kakies. Ja, alles maar is nog steeds bruin. Hulle sê to tone or not to tone. That is the question. Ja. Ag ja, ek glo nog al die jare moet mense move. Ja. Jy moet iets roer, jy moet iets ontwaak in iemand en met jou storie vertel. En het sy dit hulle uit die teater uit beweeg, dan het jy iets in hom ontwaak.
So jy het die mens geroer. Ja. Ek dink hierdie film was uitdagend. Dit was risky, dit was iets anders en buite die boks. Ja. Ek meen, daar was films terug in die 90's, Lipstick, Dipstick, wat ook maar nou so 'n bietjie golwe in die industrie gegooi het en wat in die nou nie, publiek. ja. En wat nou maar net, en ek dink hierdie was ons era se nuwe Lipstick, Dipstick. Ja, dis stout. Ja, as jy dit nie wil kyk nie, hoef jy nie play te druk nie. Ja. Maar daar is ook 'n mark vir dit. En mense wat nou nie so tunnelvisie het in sekere dinge nie, wat nie reg of verkeerd is nie, maar jy het nog steeds die keuse. Jy het die keuse. Maar hou aan uitdaag, hou aan skep. Ons sal kom. Die mense sal kom kyk. Dankie Frans en dis lekker om jou te hê. Ek los jou in die bekwame hande van die jong man Dawie Rood. Sterkte. Hier gaan ons. Ja. My beurt om met Frans te gesels. Dawie. Ons sal lekker chat nou ek en jy. Kom ons chat. Maar ek weet nou niks van die kunste nie goeters af nie. Jy weet, ek weet jy's in flieks en sulke goeters, maar ek weet, maar wat ek wel van weet nou, is hierdie goeters, ander goeters wat jy van doen, né? Ek sien jy het Kilimanjaro geklim, is dit waar? Dis waar. Jy en jou pa. Ek het my pa het Kilimanjaro geklim. Ons is so Watter tyd van die jaar was dit? Sjoe, dis omtrent so 12 jaar terug. O, okay. Ja, was dit daar was 'n sneeubo? Daar was sneeu bo. Wat jy in die sneeu geloop of Dit wat? was koud. Koud, né? Ja, ek het dit met 'n gebreekte arm gedoen. Ah, Ja, was nie lekker nie. jou pa het jou pa. Nee, ek kon nie Dis jy optrek daar. Nee, ons het geklim. Maar ek kon nie 'n handskoen oor my gips kry nie. So toe trek ek sokkies aan. So ek het met 'n gebreek. Dis 'n groot ding om saam met jou pa Kilimanjaro te klim, né? Ek sal so sê, ja, ek dink dit was Hy een sê van net saam met my geklim en dit was vir my 'n baie spesiale ding. Dit was 'n groot uitdaging. Hoe het julle asem gehaal daarbo want daar was bitter min lug. Ja. Ja, dis nogal my. Mens moet stadig beweeg. Polle. Pole. Die hele tyd, né? Ek sê vir jou sê nou, as ek daai besige bedryf gaan, ek het baie beter kan doen. Daai ouens daar soos 'n klomp palukas. Ja, maar gaan jy ook die Comrades hardloop? Ek het al. Ek sê nie jy het al, gaan jy dit nou weer doen? Nee, maar Leon gaan. Ek hoor die storie. Het jy dit al gedoen? Nee, ek het nie. Ek is nie ou wat gebou is vir draf nie. Ja. Ek kan nie van draf nie. Ek is meer enjin gedrewe. Ja, nee, maar ek wil nou reeds oor die engine gedrewe goeders praat. Jy het jou pa se vliegtuig gecrash, né? Ek het hom nie gesteel nie. Ek het dit met toestemming gekry. Wat het jy gemaak? Ag, daar was 'n voetfoutjie van my kant af. Ek en 'n instrukteur was op die grond. Ons het daar die vliegtuig neersit en daar was windturbulensie en met 'n taildragger soos jy sal weet, was hy baie nippie agter en toe ek weer sien toe is ons amper op pad hangers toe. Ja, toe slaan ons nou maar op die brieke en sit die ding op sy dak. En hoe het jy en jou pa daarna weer met mekaar gepraat? Hy het nie baie van my gehou nie, dit is verseker. Wanneer maak jy jou vliegtuiglisensie klaar? Yes, hierdie ding kom nou al lank. Ek het gesê ek gaan nou ophou sê en dit net doen en eendag as ek daai vlekkies op my het, dan sal ek sê it's been done. Maar ek het nog al my ure, is nou maar net weer boeke vat en eksamens skryf. Ja, dis die moeilike deel daar. Dis die deel wat jy eers moet klaar maak. Ja. Maak dit eers hou, los die vlieg vir jou laas. Ja. Luister, ek sien daar's 'n klomp ander dinge wat jy doen. Ek sien jy's 'n krangige jagter ook. Skiet, jag, ja, ons doen dit. Het daar iets spesiaals wat jy nou al gejag het? Wat? Ag, ek probeer nou maar elke jaar iets nuuts, iets anders skiet. Hierdie jagseisoen kyk ek om dalk so 'n bietjie van 'n takbokkie te jag. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ek hoor hulle. Dis 'n familieprogram. Ja. Jy kan mos nou nie mense, jy kan mos nie vir die kinders sê jy gaan vir Rudolf skiet nie. Okay, skiesie man. Jaapie. 'n bok. Nee, Ja, ek kan nie ja. Bambi. Nee, jy kan nie dit sê nie. So ja, ons jag jaarliks het sy met my vriende, pa, alleen, ietsie lekker skiet vir die pot. Jy het my nou vertel, né, laat jy en jou pa het die Oranje rivier van die begin tot die einde wat het jy al geswem of wat? Ja, so ek en my pa het hierdie interessante verhouding wat ons al wat 'n avontuur is aanpak. Het sy Botswana toe vlieg. Ons is al op Tanzanië toe, al langs die kus van Mosambiek het ons op al die eilande geland en gevlieg. Regtig? Man alleen, ons twee, daar gaan ons het Kilimanjaro geklim. Ons het die Oranje rivier van oorsprong tot in die see. Waar is die oorsprong van die Oranje rivier? Net uit Lesotho uit. O, van daar af. ja, Van jy hom gery met 'n So dit is 'n rubberdakkie met 'n 10 perkrag enjintjie agter. Ons het dit met 2 bote gedoen. En ek en hy is die hele Oranje rivier af. Ek dink dit was 1250 kilos, 12 dae op die rivier, kamp sommer langs die kante. En ja, ek dink ons grootste avontuur tot dusver was
om Afrika te toer op motorfietsse. Ons het dit gedoen ook seker so 9. Het julle dit al Ons het gedoen? dit klaar gedoen. Reg rondom Afrika? Reg rondom Wat se motorfietsse? KLR 650's, Kawas. Jy en jou pa nou? So ek het net universiteit klaar gemaak. Toe staan hy buite die lokaal met 2 motorfietsse en ek sê vir hom en nou, toe gaan hy so jy gaan my die hele storie na die tyd kan vertel. En toe is ek en hy daarso weg 9 maande later 36,000 kilos. Het dit julle 9 maande gevat? Is dit gevaarlik om so deur Afrika te ry? Ek sou sê in daai tyd was dit nogal uitdagend. Vir al die Weskus. Mense is geneig om die Ooskus gewoonlik te doen. Ja, daai Cape to Cairo. En toe gaan ons so nee, maar ons gaan teen die grind, kom ons doen die Weskus eerste. En ja, daar was uitdagende oomblikke. Het sy met polisie, het sy met locals, het sy met ons wat as spioene in 'n tronksel gegooi is. O, jy was ja. Ja, Ek weet jy lyk nie eintlik soos James Bond nie, maar ek meen, nee. maar dis deel van jou vermomming. ek's 'n great akteur. Luister, jy gaan nou verder gesels. Dis my altyd so lekker met hierdie kunstenaars te praat en agter te kom laat hulle dis nie net die kunsgoeders waaroor dit gaan nie, dis heelwat meer. Jy's ook 'n kragtige jy's 'n entrepreneur, jy's betrokke by 'n restaurant te voer. Ja, so ek het nou onlangs in die afgelope 2 jaar betrokke geraak by Top Dog restaurant wat 'n nuwe ketting restaurant is. Wel nie 'n nuwe ketting restaurant nie, hulle bestaan nou al vir ruime tydjie, so oor die 6 jaar en hulle groei van krag tot krag en ek het nou betrokke geraak saam met Warren en Mark Marie wat hierdie restaurant Top Dog begin het en ja, ons Waar's die restaurant? wel, ons het een in Rustenburg, ons het een in Potch, ons het een in Klerksdorp, ons het nou in Pretoria oopgemaak by die ou Rocket uit in Morletta. So hy het nou daar oopgemaak en ons beplan nou om van hier af Nelspruit, Centurion en dan hopelik Parel toe ook te gaan. Sure. Ja. So wat is die soort van die tema van die restaurant? Kom ons vat dit so, mense kry 'n spur, dros en 'n Hennies. En hy val presies hier in die middel. Jy kan nog lekker kuier soos wat jy by Hennies kuier, maar die kwaliteit familie aspekte van 'n dros en 'n spur en hy val presies daar in die middel. So dit is uitgeknip vir enige iemand. Top Dog van jonk tot oud, lekker kuier, lekker eet. Lekker mense. So wat is jou bydrae? Jy nou maar net stoot jy die kapitaal. Ag, ek het eintlik betrokke geraak deur hulle bemarking vir hulle te begin doen. O, okay. En sodoende het ons nou maar die leiersels gevat en gekyk hoe want ek het gesien dis 'n resep wat werk, dis 'n restaurant wat my. Maar as jy baie nou betrokke ons. Ek is meerendeels net betrokke by die bemarkingsgedeeltes. Hulle hardloop maar al die besigheidsake rondom want as ek nou eie en aardappels en goeders ek het nie tyd vir dit nie. So ek is maar 'n silent partner in daai opsig. Maar ons identifiseer nou nuwe plekke oor die land om te groei. So jy het nou gepraat van jou besigheidsvooruitsigte en planne vorentoe. Maar behalwe dit, wat is jou toekoms? Wat gebeur in die volgende jare wat met jou? So ek het nou ook in die eiendomsbedryf. Né? Ja, so 'n magnaat nou nog boonop. so ons doen maar so 'n bietjie van alles. Kyk, die kunste is 'n absolute passie en ek sal dit vir ewig en aanhou doen. Maar dit betaal nie noodwendig so goed nie. So mens moet jouself besig hou met allerlei ander goedjies om voor te bly, jy weet, en om te groei. En ja, ek is nou tans besig met 'n paar nuwe projekte op eiendom. Ek is nou 5 jaar besig met dit en dit groei ook van krag tot krag. En dit dra my inteendeel in die moeilike maande van nie vervilm nie. Ek meen jy kan nie elke dag op stel wees nie, tensy jy in 'n CP is. Wel, ek moet vir sê nou dat ek meen jy doen elke ding. Jy's 'n bietjie van 'n petrolkop, jy's 'n bietjie van 'n avonturier, jy't 'n entrepreneur, jy't die kunstenaar. Ek meen wat meer? Het jy iemand spesiaals in jou lewe? Iemand spesiaals? Nie op hierdie stadium nie. Ek dink ek was genees na op my eis vir 'n rukkie. So is jy geleend. Salonia sal julle meer daarvan vertel. Sy was ook op my episode gewees. En dit was great. Great fun gehad, great mense ontmoet. Maar op hierdie stadium is ek maar 'n bietjie meer besigheidsgeoriënteerd en nie gejaagd. Ons is nog nie klaar met jou nie. Dit lekker as jy my gekuier hoor.